Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Jacques Powell, die predikant van die AB Kerk Delareyville en Stella. Dit is my voorreg om in hierdie dag ook saam met u die woord van die Here te kan lees en dit saam te kan oordink. En hierdie dag lees ons Efesiërs 4. Ons lees net 'n enkele vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Liefde, sover die woord van die Here. Ons is besig om te kyk na die heiligmaking van die mens en dit teenoor die sedes van die wêreld, van die ongelowiges, die sondaars. En hier het ons 'n baie belangrike aspek wat in baie van ons se lewens na vore kom. Want die eerste ding wat Paulus hier wys wat ons as nuwe mens moet doen, is om die leuen af te lê. Nou, wie van ons is nie lief vir 'n ou wit leentjie so elke nou en dan nie? Ons verdraai die waarheid net so klein bietjie om by die realiteite te pas en dit veroorsaak dat ons baie keer mense seermaak. Dit veroorsaak dat ons verhoudings verskeur en dat ons uiteindelik mense verdryf. En dit maak groot skade, nie net in ons persoonlike lewens nie, maar in die lewens van soveel mense rondom ons. En as 'n gelowige, 'n kind wat sy ou mens afgegee het en die nuwe mens opgeneem het, moet ons ook daarna streef om meer en meer die volmaaktheid van Christus gelyk te word. En die eerste ding is dan, ek moet die waarheid nastreef. Christus sê self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As ek dan Christus liefhet, as ek hervorm is en nuut gemaak is deur sy bloed, dan kan ek tog nie in die leuen leef as ek die waarheid moet lief hê nie. Nee, dan moet ek die waarheid soek in alles wat ek doen. Ek moet daardie ou wit leentjies neerlê, ek moet daardie groot leuns neerlê wat soveel skade gemaak het en ek moet begin om meer en meer die waarheid te spreek. En liefde, is ongelukkig beteken dit partykeer die waarheid maak seer. Dis mos die ou spreekwoord wat ons het, die waarheid maak seer, dit sny so diep, want mense wil nie die waarheid hoor nie. En tog is daar eintlik 'n baie dieper ding hierin. Die waarheid maak nie seer nie, die waarheid maak vry. In die oomblik wat jy die waarheid soek en in die waarheid begin leef, dan klou jy nie meer vas aan 'n skynagtige skynbeeld in hierdie wêreld nie. Nee, dan hou jy vas aan jou enigste verlosser Jesus Christus. En geliefdes, dis belangrik dat ons die waarheid soek. Want ons is mekaar se lede. Ons is aan mekaar verbind en as ons mekaar nie kan ondersteun en kan dra nie, as ons mekaar nie kan vertrou nie, dan kan die liggaam nie funksioneer. Dis soos 'n hand wat beweeg. Elke spiertjie moet saamwerk om daai vingers toe te laat trek, maar die oomblik wat een van daai spiertjies of een van die vingers nie gehoorsaam is nie en vir die ander lieg, dan gaan of die res van die hand oopbly as die een toemaak of die een gaan toemaak as die res oop bly. Vir die liggaam om goed te funksioneer, moet al die lede teenoor mekaar die waarheid getuig. Geliefdes, en dis hoekom dit ook die eerste vrug is waarna ons kyk, want ons moet die waarheid soek en dit doen. Dit is hoe 'n nuwe mens ook leef. Mag ons die waarheid soek en mag ons in Christus die waarheid vind en dit ook teenoor ons medemens getuig. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die waarheid gestuur het waarin ons kan vashou. Here, gee dat ons ook die leuen sal aflê en die waarheid sal nastreef, dat ons dit met mekaar sal spreek, sodat ons nie mekaar as lede seermaak nie. Gee dat ons in gehoorsaamheid as nuwe mense hierdie vrug sal dra, Here, sodat die wêreld U kan verheerlik. Ons bid en ons vra dat U met ons sal gaan in hierdie dag. Lei, behoed en bewaar ons en Here, wees vir ons die lig wat ook vir ons die pad belig waar ons moet loop.
Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, ek hoop u het 'n geseënde dag. Mag die Here u lei en bewaar daar waar u gaan. Totsiens.